eeue van die Christendom het die term Christus 'n diepgaande betekenis gehad. Dit dui op die koningskap van God en die wyte en die hoogte daarvan. Mens kan sê dit verwys na kosmiese realiteit, 'n universele teenwoordigheid van God in alles. Maar oor tyd het hierdie begrip verskraal tot 'n eksklusiewe fokus op die historiese figuur van Jesus van Nasaret. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie verskraling van Jesus as die Christus het natuurlik verrykende gevolge gehad, nie net vir teologie nie, maar vir hoe ons leef, hoe ons liefhet en hoe ons saam leef. Jy sal natuurlik dadelik vra, wat is die verskil tussen Jesus en die Christus? Of, nog 'n beter vraag is, hoe verstaan ons Jesus en die Christus saam? Want jy sien, Christus is nie 'n bynaam of 'n van nie. En dit moet ons baie duidelik verstaan en hoor. Dit is 'n titel wat dui op 'n ewige, kosmiese realiteit as koningskap wat altyd het en altyd sal regeer. Jesus is die mens van Nasaret, maar Christus is die universele, ewige teenwoordigheid van God in materie en in die geskiedenis. Hoor my mooi vandag as ek die volgende sê. Ek probeer nie slim wees nie. Ek probeer jou nie in 'n gat afvat nie. Ek wil jou verstaan van God verbreed, soos dit verdien om verstaan te word. Wanneer ons Christus beperk tot net Jesus van Nasaret, verloor ons die visie van God se teenwoordigheid in die hele skepping. Ons begin God sien as afwesig in my eie persoonlike lewe, in die natuur, in ander kulture, in mense wat anders is as ek en my baie spesifieke verstaan van Jesus. So, wat sal jy dan nou vra is die gevolge van 'n beperkte Christus? Dit het eintlik 'n baie logiese ontwikkeling in ons lewens, want deur Christus te beperk, het ons 'n wêreld geskep waar sommige mense as binne en ander as buite beskou word, terwyl ons heel gemaklik Christene is. Ons het die aarde as 'n hulpbron gesien om te gebruik, eerder as 'n heilige ruimte om te eer. Ons het oorlog gevoer in die naam van God, wat ons nie ten volle verstaan het nie, en blameer ewig getrou hierdie God vir die swaar wat in hierdie wêreld aangaan. Ons mis die oorkoepelende koninkryk van ons koning. Maar daar is 'n ander manier. Wanneer ons die Christus sien as die teenwoordigheid van God in alles en almal, dan begin ons die wêreld anders benader. Ons sien God in die gesig van die vreemdeling, in die skoonheid van die natuur, in die stilte van ons eie harte. Hierdie visie nooi ons uit tot 'n lewe van medelee, geregtigheid, verbondenheid, teenwoordigheid, vrygewigheid en alles wat goed is. En dit dwing ons tot 'n nuwe manier van sien. Die uitnodiging is om ons oë oop te maak, om Christus oral te sien, nie net in kerke of heilige tekste nie, maar in die alledaagse, in die gewone, in die ander. Want wanneer ons Christus oral sien, begin ons anders leef. Ons begin lief hê sonder grense, dien sonder voorbehoud en leef met 'n diep respek vir alles wat is, en ironies genoeg begin ons 'n netwerk bou wat die wêreld begeer en in wil deel. Soms is die grootste misverstand die wat al 2000 jaar lank reg voor ons oë lê. Tot môre, mooi loop.